episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Marnix Boersema. Goeiedag en baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is by 'n nuwe episode hier op Radio Scriptura. Weerens 'n baie groot voorreg om te mag gesels met my mede-aanbieders Gerry van Rein en Jaco de Beer. En ons is besig met 'n reeks oor die katekismes vir menslike seksualiteit. Dit is, kom ek sê eerder, die mooi volle titel van die katekismes is die nuwe gereformeerde katekismes oor menslike seksualiteit. Dit is 'n katekismes geskoei op die Heidelbergse katekismes van 1563 van Christopher J. Gordon. En ons mede-aanbieder Nicolaas Pinaar, dominee Nicolaas Pinaar van Hermanus het vir ons hierdie katekismes in Afrikaans vertaal. En hy is ook beskikbaar op Scriptura se webblad. So ons wil graag hê julle moet hom deurwerk en na hom gaan kyk, omdat dit so 'n relevante katekismes vir ons tyd is, wat dan natuurlik gaan oor menslike seksualiteit. En ons het daarom ook besluit om hierdie katekismes te neem en dit in 'n reeks te bespreek, soos wat ons nou al vir 'n rukkie mee besig is. So hierdie is ons 3de episode in die reeks. Dit sal baie goed wees as jy 2 episodes terug gaan en begin by nommer 1. Dan kry jy ook 'n baie mooi geheelbeeld. Dit is ook belangrik dat jy die vorige episode sal luister en die katekismes gedeelte gaan lees, want dit gaan oor die skepping en hoe God ons as mans en as vrouens geskep het in ons onderskeie rolle dan, in ons manlikheid en in ons vroulikheid. So ons het vorige keer opgehou by vraag 5 van die katekismes. Vandag in hierdie episode doen ons vraag 6 tot en met vraag 8. En dit het nou nog steeds te maak met die skepping van man en vrou en hoe God ons gemaak het. Maar dan wil ons nou in hierdie episode 'n bietjie meer fokus op vrae soos, is daar 'n verskil tussen geslagtelikheid en my identiteit, my geskape identiteit? So, woorde wat ons in die Engelse wêreld hoor is byvoorbeeld gender, of dan ook jou sexuality, of jou geslag, jou anatomie. Vraag is daar verskil? En dit gaan ons eers bespreek. Dan tweedens by vraag 7, en ek sal elke keer die vraag en die antwoord net vir ons deurlees voordat ons daaroor gesels. Maar dan is die vraag, is daar dan nie uitsonderings in die reël nie? Uitsonderings tussen man en vrou, is daar nie miskien ander gevalle waar daar dalk werklik iemand is waar ons nie hierdie reël van manlikheid en vroulikheid op hulle kan toepas nie? En die laaste vraag wat ons gaan bespreek is, laat God ons toe om ons geslag enigstens te verander? So met dit, julle kan ons wegspring vanoggend, en ek wil graag vir ons dan lees die 6de vraag en antwoord van hierdie katekismes. Die vraag is, kan ons dan nie onderskeid tref tussen biologiese geslag en geslagtelikheid in ons soeke na ons identiteit nie? En die antwoord daar, nee. God het in die skepping van man en vrou as draers van sy beeld 'n skepingsorde daargestel wat vir ons goed is. Om geslagtelikheid as 'n nuwe kategorie van mensheid, bykomend tot die biologiese kategorie van geslag, in die soeke na 'n unieke seksuele identiteit in te bring, is in stryd met die skepingsorde en dit doen afbreek aan die doelwit waarvoor God ons geskep het. Nou voordat ek die mikrofoon gee vir die 2 wyse manne hier voor my, wil ek graag ook net saam met hierdie vraag en antwoord lees uit Psalm 8. Psalm 8 lees ek daar vir ons vanaf vers 3. Deur die mond van kleuters en suigelinge het u mag gevestig, vanweë u teenstanders om vyande en wraakgierige stil te maak. Wanneer ek na u hemelruim kyk, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, wat is 'n mens dan, dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u aan hom aandag skenk? U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak, u het hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande, u het alles onder sy voete gestel. Al die klein vee en beeste, ja selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see wat verbytrek op hulle roetes,
deur die oseane. Nee, met dit wou ek net uitgelig het, dat die Here die mens werklik gemaak het as kroon van sy skepping. Nou ja, julle, die vraag is op die tafel, en Gerry kan vir ons dalk 'n bietjie meer sê en help. Kan ons hier 'n onderskeid tref tussen biologiese geslag en geslagtelikheid? Ja, ek neem maar aan jy verwys na my en Jaco as die wyse man, omdat ons altyd so baie hare het. So, Definitief. kry jy jou knipper, dan kan jy voel hoe dit voel. Ek dink hierdie vraag 6 begin op 'n baie belangrike plek en dit vorm 'n basis vir antwoorde, nie net vir die vraag wat ons nou vra nie, maar vir baie dinge oor man en vrou en ons rol en ons plek. So as hy begin met dat ons is skepsels. Dis 'n baie belangrike punt om te onthou. Ons is gemaak. Ons is nie die een wat die sê het nie. God het ons gemaak, so hy is die een wat die sê het. En verder, soos dit hier staan en dit so duidelik in die begin van Genesis uitkom, hy het ons volgens sy beeld geskep. So ons wys iets van hom. So die oomblik wat ons gaan karring aan hoe hy ons geskep het, gaan ons afbreek maak aan sy heerlikheid. En dan laastens net ook noem, en dit sluit dan alles saam met my, daar's 'n bepaalde orde waarmee hy ons geskep het, en hy het ons goed geskep. So ek seker dit gaan in die res van die episode ook dan maar nog uitkom, tussen dit wat feitelik daar is, en dit wat die mens graag wil hê. En dit is dit waar ek glo hierdie vraag dan ook maar ontstaan het, die onderskeid tussen die kromosome, man en vrou, en wat ek voel ek is. Ja, die vraag op die skerm impliseer daar's verdeeldheid in God. God was onseker en deurmekaar toe hy geskaap het. En so om die vraag reg te beantwoord, moet ons teruggaan voor die sondeval. En ons moet vra, wat het God geskaap, en toe hy die mens geskaap, hoe het hy die mens geskaap? En uit die Bybel leer ons in die tekste wat die gedeelte ook aanhaal, is toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. So dit beteken daar was geen foute wat God gemaak het nie, daar was geen verwarring by die mens toe God hom gemaak het nie. Die man was 'n volledige geïntegreerde man. Die vrou was 'n volledige geïntegreerde vrou voor die sondeval. Die eerste Adam voor die sondeval het presies geweet wie hy is. Daar was geen twyfel by hom oor sy manlikheid nie. Sy fisiese geslag en sy persepsie van sy fisiese geslag was totaal geïntegreer. Daar was nie 'n dualisme nie. Dit sou beteken dat God die man verward geskaap het en nie baie goed geskaap het nie. Dieselfde met die vrou. Die vrou het haar volkomme identiteit geken en verstaan. Sy was in geen manier onseker oor wie sy is nie. Sy was 'n vrou. Sy het volkomme haar plek geken. Sy het alles van haarself geïdentifiseer as 'n beelddraer van God, as 'n vrou. En dieselfde met die man. En ons sien daai ook in die tweede Adam wat gekom het, Jesus Christus. Jesus Christus was nie 'n verwarde persoon nie. Hy was die volkomme perfekte persoon, soos wat die eerste Adam geskape was. Hy was 'n volkome geïntegreerde man. Daar was geen verwarring by hom nie. Sy emosies, sy menswees, sy persepsie van homself was alles volkome 100% geïntegreer. En so om daai vraag daar te beantwoord, moet ons teruggaan, en ek dink dis waar baie dinge skeef gaan gewoonlik in wêreldbeelde en persepsies, is ons begin dinge evalueer na die sondeval en nie voor die sondeval nie. Ons wil dit wat na die sondeval gebeur het as 'n norm maak. Die feit dat daar geslagsprobleme is, ons sien onmiddellik na Adam en Eva gesondig het, is hulle skaam oor hulle eie geslagtelikheid. Daar sien ons die verwarring. Onmiddellik is Eva en Adam skaam oor die feit dat ek 'n man is, en skaam oor die feit dat ek 'n vrou is, en soos gemaak het toe hulle selfs hulle eie fisiologie sien. So daai verwarring het nie bestaan voor die sondeval nie, en dis baie belangrik dat ons dit reg evalueer. Selfs in ons teologie sien ons dit, wanneer ons oor soteriologie praat, gaan dinge skeef wanneer ons dinge na die sondeval as norm stel. Ek wil ook net, op hierdie punt wil ek net vir ons luisteraars bewus maak van 'n baie goeie boek, juis oor hierdie tema en hierdie vraag oor, wel die boek begin dan ook oor hierdie vraag, kan dit wees dat iemand in die verkeerde lyf gebore is? Nou dis natuurlik die argument is,
Ek weet ek het 'n bepaalde anatomie, manlik of vroulik, maar ek voel ek is in die verkeerde lyf, so ek het 'n ander geslagtelikheid of ek het soos die Engels sê ek het 'n ander gender, ek het 'n ander gender. Ek weet nog steeds nie of dit die regte Afrikaanse woord is om dit te sê nie. Geslagtelikheid is seker maar die beste. Maar nietemin, die boek waarvan ek praat is 'n boek van Carl Trueman. En die titel van die boek is The Rise and Triumph of the Modern Self. En hy doen 'n skitterende werk in hierdie boek om mooi te wys hoe ou idees eintlik na vore kom in hierdie hele manier van dink en praat oor geslagtelikheid. So, doen jouself 'n guns, die boek vat so 'n bietjie konsentrasie om te lees. Dit is nie 'n sommer net 'n vinnige deurlees nie, maar is regtig baie goed om te wys waar kom hierdie idees vandaan. The Rise and Triumph of the Modern Self, Carl Trueman. En soos wat julle praat, dan kan ek nie help om te wonder of daar in hierdie denke van skeiding tussen geslagtelikheid en anatomie, of daar nie 'n bietjie ietsie van gnostiek daar agter sit nie. Hierdie gnostiese idee van 'n geheime kennis, of miskien sou mens eerder kon sê 'n mystieke of 'n oosterse idee, waar jy jou liggaam is een ding en jou gees is 'n ander ding. So jy het hierdie vreemde geheime teenstrydigheid of iets in die lyn. So jy hoor baie keer hierdie mystieke oosterse idee van my liggaam is op een plek, my liggaam kan hier wees, maar my gees kan op 'n ander plek wees. So ek kan hier met julle kommunikeer, maar my gees is daar ergens in Timbuktu of wat ook al. En dieselfde idee kom na vore in hierdie gesprekke oor geslagtelikheid. So my liggaam kan een ding vertoon, maar my gees is iets anders. Daar's 'n ander gnostiese geheime kennis, soos een van ander kennis wat ander mense nie het nie, waarvan ek self weet, maar wat in my interne wêreld leef, of iets in die lyn. Dit voel vir my amper asof hier iets van die gnostiek moet uitkom. Ek weet nie of julle ook al so daar gedink het nie. Ja, is 'n interessante lyn wat jy nou vat, want deel van die gnostiese gedagte is dat die fisiese is sleg en die geestelike is goed. Dan sit jy nou hier met maar die fisiese waaraan ek geskep is, hou ek nie van nie, stem ek nie meer saam nie. Ek wil net so twee terloopse opmerkings ook. Ons sien in die hele verwarring waarmee mense deesdae leef, en dit is 'n moeilike stryd wat baie skry, maar ons sien, en Jaco het na die sondeval verwys nou, hoe die leuen van die duiwel geglo word. Toe hy vir Eva al gevra het, maar het God regtig gesê, julle sal soos hy wees. En nou lewe die mens met hierdie idee, maar ek kan self bepaal. En dan, my laaste opmerking vir nou is die gedagte dan dat die mens sy vervulling en sy identiteit dan in sy geslag en geslagtelikheid begin soek. Ja. Nie in, ons is deur God gemaak om hom te verheerlik nie. Ons is beelddraers, ons het 'n doel, ons het 'n roeping. En dan verwater baie mense amper die hele lewe na net die fisiese. Die materiële kan mens amper sê, maar as hierdie vir my reg is, dan gaan alles goed gaan en in plek val. En dan kom jy waar ons vandag sit met mense se gevoel wat teenoor die wetenskap gestel word, soveel sodat mense nou al begin praat, so asof 'n geslagtelikheid wat jy voel bewysbaar is. Jy praat van autonomie, hierdie soeke van die mense na autonomie. Ek wil self besluit, ek wil self kies, ek wil self beheer neem. En dis hoekom sien ons ook dat mense self sê, ek wil my eie sterfdatum kies. Ek wil self besluit wanneer gaan ek dood. Ek wil besluit watter geslag ek is. Al daai goed wil ek self en dit is presies soos jy sê, dis die sonde van Adam en Eva. Ons gaan nie dat God vir ons sê nie. Ons wil self besluit. Ons wil self beheer neem. Ek wil soos God wees. Ek wil my nie stel onder sy heerskappy nie. En dit is die groot uitdaging, dis die groot stryd vir die Christen ook, is dat ons elke dag weer moet bekeer wat inhou dat ek myself stel onder heerskappy van Christus en my laat lei en vervul deur die Heilige Gees. So, autonomie is 'n
is die groot kernprobleem nog altyd gewees hier ook. Julle, ons gaan aan na die volgende vraag in die katekismus. En dit is die vraag of daar dan nou nie uitsonderings is in terme van manlike en vroulike geslagte nie. Nou kan ek myself net voorstel, daar's miskien luisteraars wat luister na hierdie reeks en na hierdie vrae en hulle dink miskien, jy weet, ons sit hier en ons het gesprekke wat baie eenvoudig en maklik klink, so op papier en so in 'n teoretiese gesprek. Alles is so eenvoudig, is so ene en nulle, nee, dit is manlik of vroulik, so binêr. Maar daar's dalk 'n luisteraar wat 'n uitsondering is of wat weet van 'n uitsondering in terme van geslagtelikheid. Ek praat van biologiese probleme of biologiese uitsonderings waar mense onbepaald sonder geslag gebore word of iets in die lyn. En dit is waaroor hierdie vraag gaan. Vraag 7. Is daar nie sommige mense wat met 'n onbepaalde geslag gebore word nie? Die antwoord, 'n klein persentasie van mense word wel geslagloos gebore as gevolg van die sondeval, maar is as sulks en per definisie uitsonderings. In die mediese wetenskap negeer uitsonderings nie objektiewe kategorieë van mensheid nie. Ons mag nie die bestaan van uitsonderings gebruik om die skepingsorde wat God goed verklaar het te verander of te herdefinieer nie. Nou voordat ons hieroor gesels, wil ek tog net vir ons luisteraars uitlig. Hier word 'n baie belangrike ding, hier gebeur 'n belangrike ding in ons gesprek nou en dit is soos ek gesê het, hier is dalk iemand wat luister en sê julle praat so maklik hieroor, julle dink is so eenvoudig. Maar ons erken dat ons in 'n stikkende sondegevalle wêreld is, waar dinge nie altyd so eenvoudig is soos wat ons dit sou wou hê nie, of soos wat ons dit wil beredeneer nie, maar dat daar ernstige en groot en baie moeilike probleme is. Maar die skrif het antwoorde en hierdie katekismus help ons ook om raak te sien dat ons kan werk met hierdie uitsonderings en dat ons raad het vir mense wat moeite het met hierdie uitsonderings. So wie van julle kan wil 'n bietjie aanhaak by wat ons nou gelees het hier uit die katekismus? Ek dink ons weer eens te doen met die verskriklike gevolge van die sondeval, wat elke deel van ons menswees raak. En daarom, dis belangrik wat jy sê, ons gaan nou hier in die algemeen praat, maar mens kry spesifieke situasies wat mense direk geraak word. En daarom is dit hierin soos met alle pastorale vrae en stoei en worstel belangrik om deel te wees van jou kerk en jou predikant te ken en nie staat te maak net op klomp ander bronne en dinge van buite af nie. Hierdie gedagte wat baie mense mee lewe dat omdat daar dan nou 'n uitsondering is, moet die reëls vir almal verander word, amper kan mens sê. Kry ons op baie vlakke. Ons kry dit in die abortus gesprek ook. Ek het nou weer 'n bietjie gaan kyk en die bronne verskil van mekaar en van julle sal onthou wat ek laas in ons vorige episode oor statistiek gesê het wat amper op die plek soms uitgedink word, maar dis maar iets soos 1 tot 5% van alle aborsies wat weens swangerskappe na verkrachting is. En interessant genoeg is daardie die punt toe waar die meeste mense altyd sal spring as hulle aborsie wil oor praat en sê, maar wat van mense wat verkragt word? Maar dit gee dan nou nie 'n vrypas vir iemand wat losbandig lewe om dan maar net voort te gaan met hulle lewe nie. So, dis 'n baie belangrike punt wat hier gemaak word, dat ons moet onthou dat daar is uitsonderings, maar dit beteken nie die deur is nou oop vir almal om te doen wat hulle wil nie. Ja, ek wil ook ietsie verder hierso aanraak oor die kwessie van wetenskap. Die katekismus praat hier oor van wetenskap en die rol van wetenskap en die feit dat die wetenskap hierdie fisiese verskille identifiseer en sien, die mediese wêreld. En dan wil ek ook praat oor die, kom ons noem die kerkwêreld, die teologie, die Bybelse wêreld. Ons moet erkenning gee aan beide wêrelde en die gesag daarvan herken in sy baan waarin hy is.
Die wetenskap het deesdae 'n pseudo-wetenskap geword. Die wetenskap het deesdae 'n God geword, 'n godsdiens geword en begin voorskrifklik raak aan die kerk en aan die Bybel, staan bo die Bybel, begin vir die Bybel 'n nuwe identiteit van die mens voorskryf op grond van sogenaamde, dan in die geval wat die katekismes erken, uitsonderings. So met ander woorde, dis asof die wetenskap godsdiens begin word. Die wetenskap word ons God, die wetenskap begin vir ons 'n Bybelse wêreldbeeld voorhou van wat is die kategorieë nou wat wat God nie eens geskaap het nie, wat selfs aan God override, kan mens maar sê, as die Engels so sê. En dieselfde met die kerk, dit ook die werk van die wetenskap erken en sê, daar's tekorte en daar is hierdie gebrokenheid en daar is mense wat met hierdie probleme gebore word en daar is in die mediese wetenskap selfs vandag metodes om hierdie dinge aan te spreek. Nou, ek is nie 'n mediese wetenskaplike nie, so ek gaan my nie in detail uitlaat daaroor nie. Ek gaan my 'n eenvoudige persepsie net om 'n idee te skep is daar's hormoonbehandelings en so voorts en ek gaan nie verder diepte gaan nie want ek dink nie is die doel van skripteure nie. Maar die punt wat ek maak is daar is in beide wêrelde moet ons die erkenning gee, maar dan moet ons erkenning gee bo dit alles dat God gee die wetenskap en die wetenskap moet sy plek in die orde van God ken. Ek dink ook wel wat ek hier wil noem is in ons kerkwêreld dink ek hier is definitief 'n leemte hier waar ons as predikante ek gaan eponelik erken, dit is nie 'n maklike onderwerp nie en hoe om dit pastoraal te hanteer. Daar gaan gelowiges wees wat dalk met so 'n geslagtelike probleem gebore gaan word. En ons moet bietjie met mekaar gesels en ek dink pastorale wysheid kry van hoe hanteer ons hierdie saak, hoe begelei ons hierdie mense. En dan van die gelowige kant dink ek ook die antwoord is as jy 'n gelowige is wat met in hierdie minder kategorie is, wat met hierdie probleme sit, dan omarm jy jou kruis, jou doring in die vlees, soos wat Paulus gesê het, en jy kom en stap 'n pad saam met jou kerk as 'n gelowige. Jy omarm eerste die kategorieë wat God geskep het. Jy herskep dit nie, jy kom nie in rebellie daarteenoor nie. Jy vat dit en jy kom vind jou rus by die Here en jy stap 'n pad saam met jou kerk in hierdie krisis wat jy het. Ek wil dit net addisioneel by sê, maar ek dink regtig ons moet as kerk ook so 'n bietjie gaan nadink oor en pastoraal dink hoe help ons mense wat wel in hierdie probleme sit. So as kerk en as gelowiges moet ons ook weer eens hoor dat ons kan verwag dat ons as mense of ander gelowiges kan ernstige moeites hê hiermee in die kerk. Kan lidmate wees van die kerk en kan regtig vra hê, kan moeites hê, kan uitdagings beleef rondom geslagtelikheid, geslagsverwarring, geslagloos gebore wees, wat ook al. Ons moet nie onder die illusie leef dat hierdie dinge nie in die kerk is nie, maar dat dit juis in die kerk is en dat ons as gelowiges moet verstaan dat ons in baie liefde en barmhartigheid en deernis hierdie mense ook moet lief hê, dat ons hulle moet deel wees van die Here se geloofsgemeenskap, maar ons kan nie enige sondige begrippe verstaan oor geslagtelikheid, oor die beeld van God, oor enigiets van wat ons nou hier gesê het, kan ons nie aanvaar as gelowiges en as gemeentes, as kerke en dit goedkeur en goed praat nie. In ander woorde, ons kan die sondaar lief hê en die sonde in hom aanspreek en hom oproep tot bekering. Dit is tog wat ons as gelowiges en as kerk moet doen. Dit is wat ons met enige ander sonde doen. Dit is wat ons verwag dat medegelowiges met ons sal doen, ook waar ons misstap, waar ons as disippels nie die Here reg volg nie. In ander woorde, dit is 'n uitdaging in ons tyd vir die kerk, om nie te sê mense wat sukkel met hierdie goed is nie welkom nie. Ons kan nie dit doen nie, ons mag nie dit sê nie. Ons moet hulle lief hê en die hoogste vorm van liefde is om hulle in die woord dan ook oproep tot bekering en geloof in Christus. En wat jy nog sê het, Jaco, jy weet, saam met jou medegelowiges, saam met jou ouderling, saam met jou predikant, hierdie pad te stap. Want die belofte in die Here se woord is dat daar hoop is. En dat ons nie oorgelaat word aan ons sonde nie. Net nog 'n laaste gedagte wat ek oor hierdie vraag wou noem. En dit is die idee wat ontstaan dat ons sien iets in die praktyk. So hier's 'n uitsondering in die praktyk, iemand wat byvoorbeeld met 'n onbepaalde geslag gebore is. En nou gaan ons terug na die norm, ons gaan terug na wat die Here sê,
en dan vind ons fout daar. En ons sê, omdat dinge in die praktyk anders lyk, moet die fout by die bron wees, moet die fout by God wees of by die norm wees. Maar ons moet onthou, die praktyk negeer nie die norm nie, of die praktyk verander nie aan die norm nie. Dit is pragmatisme, waar ons dan nou gaan kyk na die praktyk en ons sê, maar hierdie ding werk nie in praktyk so nie, en daarom moet die norm verkeerd wees of die norm moet aangepas word. En ons kan nie so redeneer nie, ook nie in hierdie geval van geslagtelikheid en so nie. Jesus sê, hy het nie gekom om die wet te ontbind nie, hy het gekom om die wet te vervul. Met ander woorde, die norm geld nog steeds, selfs al beleef ons in die praktyk uitsonderings. Selfs al is ons in 'n stikkende sondegevalle wêreld, beteken dit nie dat daar fout is by die norm, by die bron, by God, by die Skepper en wat hy gesê het nie. Ons moet nog steeds handhaaf wat hy sê. En dan moet ons ook met wysheid en baie liefde hierdie uitsonderings in die wêreld ook hanteer. Goed, dit bring ons dan by die derde vraag in ons katekismes en waaroor ons gesels vandag. Laat God ons toe om ons geslag te verander? Nee, beslis nie, om hoe God ons as man of vrou geskaap het om te keer as gevolg van gevalle, onwillekeurige gedagtes en selfpersepsies is 'n daad van rebellie. En dit is 'n grove verdraaiing van God se kreatiewe skepingswerk wat ons spesifiek tot sy eer geskep het. Verder sal enige geslagskending of verwarring oor seksuele oriëntasie en identiteit in die nuwe Jerusalem ongedaan gemaak word en ons in ons verheerlikte liggame volkome herstel word. En daarom behoort ons nie ons geslag te verander nie, aangesien God beloof het om ons liggame wat hy manlik en vroulik geskaap het, in die finale opstanding te verheerlik en die ewige geluksaligheid te skenk. Julle het seker al sulke video's teëgekom, maar daar's heelwat video's wat deesdae verskyn van mense wat geslagsveranderings ondergaan het en wat glad nie meer omgekeer kan word nie, waar 'n vrou byvoorbeeld 'n man word of wat ook al. En dan kom so 'n persoon tot bekering en word 'n gelowige, maar nou sit jy met hierdie onherroepelike, onveranderlike geslagsverandering wat jy aangegaan het, nee, dit is nou is dit 'n groot probleem. Want nou sit hierdie gelowige met die geweldige gewetenswroging en buiten dit is daar ook ernstige mediese probleme wat dikwels opduik wanneer mense hierdie geslagsveranderings ondergaan. En nou sit so 'n gelowige met hierdie wroging en watter hoop het so 'n gelowige? Watter troos is daar vir so 'n gelowige? Ek dink hierdie katekisme sê dit baie mooi. In die nuwe Jerusalem sal die Here vir ons ook nuwe liggame gee. Dis 'n besonderse troosryke gedagte. Vir ons wat deur ons eie sonde onsself vermink het en seer gemaak het. Gerry. Ja, ek dink dis 'n belangrike lyn wat jy ook nou vat by die katekismes ons gee oor die verheerlikte liggaam, want ongelukkig glo mense dat as ek nou al hierdie operasies ondergaan het en die medisyne gedrink het en dan gaan my geestelike stryd verby wees. Dan gaan my erge depressie of wat ook al ek nou ervaar verby wees. En dan lees mens van soveel mense wat hierdie oorgang gemaak het, hulle geslag probeer verander het, wat dan in 'n dieper, donkerder gat is as voor dit. Soos weer eens die hele ding van, maar as ek nou hierdie kan verander, dan gaan my geluk bepaal word, dan gaan my alles weer reg wees. So saam met hierdie vraag se fokus op ons maak 'n afbreek aan God se eer as ons dit wat hy gemaak het probeer verander. Ons besef ons maak onsself ook baie seer op 'n fisiese en 'n geestelike vlak. En ek dink dit is iets wat mense soms nie so ernstig deurdink nie, of inligting wat van hulle weerhou word, waar die wêreld wil hande klap en dit vier as iemand hierdie paadjie stap, lei dit dikwels tot 'n baie leë en 'n hartseer en 'n donker plek. En dan teenoor dit is die troos in die Here. Ons behoort na liggaam en gees aan hom, ons gaan ewig by hom wees. Ja, die moderne wêreld leer vir ons
moenie kinders op 'n baie jong ouderdom identifiseer ooreenkomstige biologie nie. Met ander woorde, daar word deesdae baie druk op onderwysers geplaas op verskillende plekke in die samelewing om nie vir 'n dogtertjie wat biologiese dogtertjie is op alle plekke nie te sê jy is 'n dogtertjie nie, aan te spreek met 'n haar titel nie, of die seun met 'n seuntitel, of om as seun aan te spreek en om so dieselfde te behandel, totdat hulle dan nou besluit wie hulle self wil wees. En dan dienoorkomstig kan jy nou jou geslag verander. Met ander woorde, jy moet daai kind vrye teels gee om nou homself te explore, homself te uit te vind en sy eie identiteit, ek dink dit was waar ons eerste vraag gevra het, te ontwikkel. En as daai identiteit verskil van sy biologiese geslagtelikheid, dan moet hy sy geslag daarvolgens verander. En dit is 'n sonde rebellie teen God wat God gemaak het. God erken jou geslagtelikheid wat hy vir jou gegee het. En dit klink amper verkeerd om te sê God erken het. God het jou geslagtelikheid vir jou by geboorte gegee. Dit waarmee jy gebore word. Ek wil hiermee saam net ook weer aanhaak by ons vorige vraag is, so vir my is daar twee kategorieë wat mense hierdie vraag moet insien. Die een wat ek nou beskryf, dat jy word gebore met 'n openlike biologiese geslag. Dit is wie jy is, wat God jou gegee het. Dit is sonde, dit is rebellie teen God, om dit te ontken en dit te verander. Weereens is daar, ek dink ter sprake hier baie minderheidsgevalle waar daar mense gebore word met twee genitalie of geslagtelike dele. Daardeur gaan ek my nie in detail uitlaat nie. Die mediese wetenskap het ook daar werk al begin doen en ek meen daar is gevalle waar hulle byvoorbeeld sê daar is 'n dominante geslag en so ek dink hierdie wat ek nou noem is 'n groot vraag, maar ek wil dit net gooi, nie noodwendig vir 'n bespreking hier nie, maar laat ons nie sê ons ontken totale wetenskap in die geval waar mense met daai abnormaliteit gebore word en daar werk gedoen kan word ooreenkomstig die dominante geslag nie. En ek dink hier moet julle my ook bietjie invul met gedagtes wat julle het, as julle verstaan wat ek probeer sê. Ek wil net daai deel van ons gesprek maak, laat ons nie daai deel ook ignoreer nie, want dit is ook daar, en juist op grond van daai gebied wat mense vir ons kom sê, maar dan is julle mos nou dom, hoe kan julle sê, julle laat geen operasies toe, of enigiets nie, maar daar is goeie wetenskap, dink ek, wat dit op die regte manier kan aanspreek. Ja, Jaco, ek dink dit gaan oor 'n holistiese beskouing ook van die mens en die probleme waarmee ons worstel en wat ons het. En as ons met sulke tipe gevalle is waar daar byvoorbeeld iemand met 'n geslagsloos gebore is, of waar daar byvoorbeeld 'n geslagsverandering plaasgevind het by geboorte omdat daar een of ander komplikasie was of wat ook al, dan kan 'n mens met 'n span van mense, nie net mediese ouens nie, maar beraders en ook 'n geestelike onderbou en ondersteuning en so aan, kan 'n mens hierdie pad stap en kan 'n mens besluite neem hieroor. Maar ja, inderdaad, ek dink daar's vanuit die wetenskap en vanuit die mediese wêreld is daar ook hulp. En 'n mens moet ook verstaan dat geslagtelikheid en so aan, die sonde het ook al hierdie dinge aangetas en daar's soos groot probleme en dit is regtig nie so eenvoudig in hierdie uitsonderlike geval is regtig nie eenvoudige sake nie. Dit is ontsaglik moeilik en dit het 'n enorme impak op baie mense se geestelike lewens en hulle lewenskwaliteit en so aan. So ek dink wel net 'n mens moet bewus wees daarvan soos wat jy gesê het en 'n mens kan dit ook in baie wysheid en rustigheid kan 'n mens dit met 'n span mense en kundiges kan 'n mens hierdie pad met sulke mense stap. So om af te sluit hierdie laaste vraag was die vraag, laat God ons toe om ons geslag te verander, met in ag geneem wat ons nou net gesê het, wat Jaco ook gesê het, dat daar baie uitdagings is en wat ons ook nou reeds in die vorige dele van die gesprek gehoor het, dat daar uitsonderings is, bly ons nog steeds by die norm wat die Here vir ons vanuit die skrif sê, dat hy ons op 'n bepaalde manier geskep het en dat ons nie toegelaat word om uit rebellie hierdie geslag van ons te wil verander nie. Met ander woorde, ons word opgeroep om die Here te aanbid en onsself onder sy heerskappy te stel en ons ook deur sy Heilige Gees te laat lei. En ons verstaan dat daar in hierdie wêreld baie gebrokenheid is en ook in onsself baie foute is en sonde is, maar ons word opgeroep, soos Kolossense 3 vers 5 ook sê, julle moet daardie deel van julle wat op die aardse gerig is doodmaak, onsedelikheid, onreinheid, welis en slegte begeertes en ook gierigheid wat afgodediens is.
As gevolg van sulke dinge kom die toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daarin mee gedoen, toe julle nog onder hulle geleef het, maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae. En dan gaan hy ook verder, en dan kan ons dit natuurlik nou ook koppel aan daardie gedeelte waar Paulus in Korintiërs sê, julle was hierdie dinge, maar julle het julle laat afwas, julle het julle laat heilig, laat skoon was deur die Heilige Gees. En dit is die troos wat ons het vir ons wat elke dag stoei en baklei teen ons eie sondes, ook die sondes van wat betrekking het op geslagtelikheid, is dat daar deur die Here se woord en sy Gees is daar ook vir ons hoop, en daar is ook vir ons hierdie heerlike verwagting van nuwe verheerlikte liggame in die nuwe Jerusalem waarna ons mag uitsien. Ons hoop en ons vertrou dat hierdie ook 'n sinvolle gesprek was vir elkeen wat gekyk het en geluister het. Ek wil julle herinner aan 'n reeks wat ons 'n hele ruk gelede gedoen het op Scriptura oor geslagskwessies. Dit is op ons webblad, gaan soek gerus daarna. Jy kan dit as 'n aanvullende reeks luister tot hierdie een. En dit sal hopelik ook vir jou tot stigting dien. Ons webblad www.scriptura.co.za. Baie dankie ook vir julle ander manne wat saamgesels het. Tot volgende keer. Totsiens.